Goeiemôre. Dit is maandagoggend 13 April 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. In die Midde-Ooste wil die dinge ook nie heeltemal kalmeer nie. Want al hoe meer en meer mense besef dat Israel waarskynlik die punt gaan bereik waar hulle die Simpson-opsie gaan toepas. Die Simpson-opsie is natuurlik die gebruik van kernwapens. Indien Israel die punt bereik waar hulle geen ander middele het om hulle self mee te beveilig en te beskerm nie. Tog is daar na afloop van hierdie eerste mislukte vredesonderhandelinge het Pakistan 'n aankondiging gemaak. Daarvan in Islamabad af waar hy gesê het, as Israel 'n kernwapen gebruik, sal Pakistan ook met 'n kernaanval op Israel aan deelneem. Hy sal dit doen. Nou dit is 'n eskalasie, want hierin lê die waarskuwing. Wel, die onderhandelinge het nou misluk. As Israel 'n kernwapen gebruik, sal Pakistan ook 'n kernaanval op Israel loods. Maar dis nie die enigste een wat dit sê nie. Turkye kom nou baie sterk na vore. Erdogan sê reguit in 'n boodskap aan Israel, if Israel doesn't stop playing with fire and creates hurdles for peace process in the region, we will make sure Israel learns a good lesson. Any attack on Lebanon and Iran now will be considered an attack on Turkey. So wat hy hier sê, hy sê, as Israel enige aanval verder doen op Libanon of op Iran, gaan hulle dit beskou as 'n aanval op Turkye. Nou mense, dis 'n eskalasie van waar die vredesonderhandelinge in Islamabad misluk het, die eerste gedeelte, gaan dalk 'n opvolg wees, maar dis 'n duidelike eskalasie wat aan die plaaspunt is as jy hoor wie praat nou saam, Turkye en Pakistan, wat Israel waarsku om nie die oorlog te eskaleer nie. Verder sê Erdogan dan ook, one move from Turkey and this becomes a global war. Erdogan's rhetoric is escalating fast, but behind the scenes, Turkey is still holding back. For now, let's be clear, Turkey is NATO, Turkey is strategic, Turkey is pivotal. Turkye is deel van NAVO. As hy dus in hierdie oorlog met Israel betrokke sou raak, hoe raak dit die res van die NAVO-lande? Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie was oorspronklik gestig om die Sowjetunie en die Warsaw-Paklande teen te staan in die geval van 'n oorlog. Dis hoekom hulle gestig is. Ek dink hulle het later heeltemal koers verloor van waar hulle wil wees en waarheen hulle op pad is, en dat NAVO nie meer net 'n verdedigingsorganisasie is, maar ook 'n offensiewe organisasie. Maar hoe dit die dinge gaan beïnvloed, dit is wat ons sal moet sien. Want onthou, Turkye is nie 'n klein landjie of 'n swak land nie. Turkye het die tweede grootste weermag in NAVO. It has 80% self-sufficiency in producing weapons and military equipment. It controls 65% of the global armed drone market. It has companies like Baykar, MKE, ASEAN, Turkish Aerospace Industries, Roketsan, which rank amongst the top 100 defense companies in the world. It has the 10th strongest naval power
in the global ranking, a regional leader in the Eastern Mediterranean and the Black Sea. It has the most operational experienced army. So daar sê hulle baie duidelik dat Turkye is nie iemand om mee te speel nie. En dan sien ons maar net die foto's wat daarmee saamgaan, want hier kom nou al 'n direkte konfrontasie is op die horison tussen Turkye en Israel. En dit alles dui op 'n geweldige eskalasie van waar ons 'n week gelede was. Hierdie eskalasie gaan nie beperk wees tot 'n streek nie. Ons kan nie sê dan is dit 'n streeksoorlog wat plaasvind nie, 'n Midde-Oosterse oorlog nie. As hy gaan eskaleer met 'n potensiële Pakistan wat bykom, met 'n potensiële Turkye wat die oorlog bykom, met die feit dat Turkye deel is van NAVO, dan gaan ons beslis 'n baie wye oorlog sien, indien nie 'n totale wêreldoorlog nie. En wanneer daardie wêreldoorlog aanbreek, dan moet ons weet, is daar geen orde en beheer meer in die wêreld nie. En dit gaan deurspoel na ons in Suid-Afrika ook ten opsigte van, ja, brandstof weer 'n keer, al kan ons brandstof uit Angola of uit Nigerië kry, olie, ons raffineringsvermoë is nie van so 'n aard dat ons genoegsame brandstof kan raffineer uit die rou olie uit nie, en dan Angola het ook nie voldoende raffineringsfasiliteite nie. Hulle is 'n net eksporter van olie, en dan voer hulle brandstof, kry hulle dan weer terug vanuit die buiteland nadat dit geraffineer is. So daar's nie vir ons maklike oplossings in die proses, veral nie as hierdie oorlog weier gaan strek en in 'n wêreldoorlog ontaard nie. Maar ons sal oor die volgende paar dae kan sien. Intussen kan ek net vir julle almal sê, hou dit dop, wees waaksaam, wees bewus van wat aangaan, maar wees ook bewus van wat al hierdie verwikkelinge nou in die Midde-Ooste en die eskalasie en potensiële eskalasie vir ons as 'n mindere groep, 'n kleinere groep in Suid-Afrika kan inhou. Want 'n wêreldoorlog gaan die oë van Suid-Afrika af wegneem. Dit gaan beteken dat sekere mense wat al vir jare vra vir die uitwissing van die blanke, dit as 'n geleentheid kan sien om dit te doen. Want die wêreld se oë is dan nie op Suid-Afrika nie. En natuurlik, in so 'n geval moet ons op die grond gereed wees om onsself te kan beveilig, onsself te kan beskerm, om ons gebied te handhaaf en te produseer tot voordeel van ons mense. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.